ek preek met jou dan oor die einde moet ek sê, die groot stil oorsaak. Die groot stil oorsaak agter jou grootste foute. OK? Ek wil eintlik sê, die groot oorsaak agter die mense grootste foute. Nou ek weet nie by julle nie, maar is hier nog iemand wat foute maak? Kan ek jou hande sien? Vanmôre gaan jy 'n antwoord kry, hoekom maak ek daai ding? En jy weet dit daai ding en dan kom jy agter dat jy dit weer gedoen. Iemand sê dan amen nie van hierdie kant af. Amen. Is jy in, Sonja? Amen. Okay. Goed. Nou luister mooi, met ander woorde, hierdie groot ding gaan dan daaroor oor waarom tree jy dan op soos wat jy optree? Wie was al spyt hoe jy opgetree het? As jy klaar was, né? As jy nou klaar is en die stilte gaan lê, dink jy, "Oh my soul. Wat het ek gedoen?" Ha? Is julle saam met my? Okay, ek net so die hande sien as julle verstaan, as julle saam met my. Ek wil nou weet, is dit net ek wat so skuldig is? Of julle lyk so heilig vanmôre, ek sê vir julle nê. Okay. Nou ja, dit gaan dan oor wat is dan agter die optreding? Wat agter daai optreding? Okay? En dis amper soos 'n masker. Wat is dit agter die masker? Wat is die vermomming daar agter die masker? Wat 'n vermomming is dit? Wat vermom jy? Okay, wat maak jy toe wat die mense nie sien nie? Wat jy self nie altyd sien nie. Nou die groot ding is voor ons gaan aanbeweeg is hierdie is nou een van daai goed van ek gee nou nie om hoe grand jy is nie, jy's ook hierin. Ek gee nie om hoe oulik jy is nie, jy's ook hierin. Ek is ook hierin. Okay, jy's ook hierin. Dit is iets wat met almal gebeur een of ander tyd in 'n middelre mate. Wie's nou nuuskierig? Alright. Nou ek die slegte nuus is dan nou ook vanmôre. Dis toe nou nie die duiwel nie. Alhoewel hy daar ieweste is. Ek sê altyd om Cassie toe hy geleef het. Hy het altyd vir pastoor, is die duiwel. Dis die duiwel, pastoor. Sê ek nie om Cassie, is die mense. Sê jy is die duiwel. Dis nie altyd die duiwel nie. Nou wat is hierdie groot ding? Die probleem met hierdie groot ding is op die volgende bladsy is dat dit soos 'n ysberg. Jy sien net die 10% wat bo is. As jy gelukkig is, sien jy hom. Jy sien hom nie altyd nie. Hang af hoe die golwe lyk. As die golwe nog kwaai is, dan jy sien die hoor. Hy stukkie sien nie. En dis waarvoor die skepe die meeste vrees is vir groot ysberge. Is wat die Titanic gesink het. Hulle het nie die stukkie gesien wat bo uitsteek nie, maar is die onderste 90% wat die skip omgooi. Okay? Alright. Nou wil ek vir jou sê, dis daai onderste gedeelte, daai stukkie wat jy nie sien nie, die stukkie wat ander nie ook sien by jou altyd nie, maar is daai groot 90% wat jy nie sien nie, wat die skip omgooi. Daai 90% wat jou skip omgooi. Ja, almens raak nou minder, maar is okay. Okay, luister mooi. Dis daai 90% is die groot probleem, maar die groot ding is jy sien dit nie altyd nie. Hy kruip weg, hy skuil weg, maar so nou en as hy opkom, dan maak hy groot skade. Is julle saam met my? Ek sien hoe julle dink. Wat is hierdie? Wat is hierdie? Wat is hierdie nou? Okay. Alright. Jy gaan dalk verbaas, jy dalk nie wat jy gedink het dit is nie, maar dit is, ek noem dit die volgende bladsy, onsekerheid. Nou julle gaan dit nou verstaan. Die weggesteekte 90% is die onsekerheid wat jy dra. Ek gaan nou verduidelik, ek verwag nie jy moet nou dadelik verstaan nie.
So die 90%, hierdie 90%, hierdie versteekte onsekerheid, dra 3 maskers. Nommer 1, aanval. Dis een van die maskers. Nou gaan jy so 'n bietjie nader begin verstaan. Nommer 2, verdedig. Okay, dis die ander masker van hierdie onsekerheid. Die ander masker is vermomming. Hy steek weg. Okay, nou ons gaan so 'n bietjie intensief kyk na al 3 van hulle, dat jy verstaan waarna toe ek beweeg. Okay, nou die heel eerste masker, die onsekere masker, volgende bladsy, onsekere masker se gedrag. Okay, val aan. Beskerm myself deur aan te val. Nie deur mooi te praat nie, nie deur te dink nie, nie deur dit nie, maar val aan. Val dadelik aan. Okay? Dit kom dan voor of jy word sommer aggressief. Is baie keer jy om net so voor jy die klap gee. Alright. Okay. Jy kom aggressief voor, jy's kort van nie meer, vinnig in die blokke, jy sê vinnig hoor. Jy sê jy het klaar gesê. Ek wonder of jy so iemand is wat sy hand kan opsteek. Ja, hy's op so 'n paartjies wat so begin eerlik raak. Okay. En dan jaloesie, want jy wil beskerm wat jy het. Niemand mag kom jou bedreig en vat wat jy het. So jy voel onseker, nou is jy jaloers. Jy voel onseker en nou maak jy onregverdige vergelykings. Daai vergelykings wat ons maak. Ja, maar hulle doen dit. Ja, maar hoe kan ek ook nie maak soos hulle nie? Hallo, is iemand hier? Okay, alright. Onregverdige vergelyking, manipulasie. O ja, jy moet manipuleer, dis hoe jy jouself verdedig, want as jy nie manipuleer om in beheer te wees nie, dan voel jy bedreig. Want jy het 'n onsekerheid in jou. Dan die ander ding is, mense sal so ver gaan om iemand af te kraak en te verkleineer. Hulle raak persoonlik, dit gaan nie meer oor die saak eers nie. Dit gaan nou oor die mens, dit gaan nou oor wat jy 20 jaar terug gedoen het. Okay? En dan kraak hulle daai ou af en verkleineer hom, want hulle is bang hulle eie onsekerheid word aangeraak. Okay, so dit kom nou al so 'n bietjie nader. Nou op die volgende bladsy kyk ons so na hierdie onsekerheid en hierdie beskrywing. Die beskrywing dan, ja, ons kyk nou die beskrywing van daai masker nommer 1, daai aanvalsmasker. Die beskrywing is baie maklik opgesom hierso. Nie omdat ek 'n bose mens is nie, maar omdat ek binne onseker voel. En dit laat my vrees om nie belangrik genoeg te wees of te voel nie. Hallo? Almal wil raak gesien word. Hierdie onsekerheid maak dat ek word nie raak gesien nie. Ek is dalk nie meer by so belangrik nie. Okay? En die ander net so deel daarvan is dit lyk so soos aggressie. Jy kom aggressief voor vir mense. Jy lyk aggressief. Maar eintlik is ek so onseker. Begin dit sin te maak. Is julle saam met my? Begin julle sin te maak. Okay. Nou, gaan ons na die tweede een, die tweede masker, die verdedigingseen. Die verdedigingseen, ek is nooit verkeerd nie. Gelukkig is daar nie sulke mense hier nie. Halleluja. Ek is nooit verkeerd nie. Dit kan nie ek wees nie. Ek is nooit verkeerd nie. Ek is nie verkeerd nie. Ek raak onredelik in my oorverdediging. Die saak is al verby lankal, maar jy's nog besig daarmee. Die saak het al geland. Hy sal uitgesorteer, maar jy is nog
besig daarmee. En jy moes al lankal aanbeweeg het en vry gewees het, maar jy's nog steeds daar. By hierdie oorverdediging, jy oorverdedig. Onredelik, jy raak onredelik en jy oorverdedig. Dan is daar wat van, hier's 'n baie gevaarlike, passiewe aggressiewe stilte. Daai terughou van die liefde, die stilstype. Halleluja, daar's nou nie sulke mense hierso nie. Vanaand my vrou lê jy ver op die verste punt van die bed. Die kussings mag nie eens raak nie. En ek is op daai kant van die bed. Ek moet net amper as ek beweeg val ek af. Halleluja. Gelukkig is hier mos nou nie sulke mense nie. Maar alright. Daai passiewe aggressiewe stilte, terughou van liefde. As iemand liefde van jou wil terughou, ja ek sê jou nou, jy kan dadelik gaan kyk. Iewers is 'n onsekerheid. Dis hoekom hy so optree. Hy's onseker. Okay? En dan ook vir jy verdedig met altyd ander blameer. Jy so vinnig om dit weg te gooi met verwyte van jouself af. Blameer jy ander en dis net nie jy nie. Dis almal. Maar jy weier om te sê ek en dan gooi jy verwyte, die verwyte vloei. Jy gooi dit so, maar daai ene en daai ene en daai ene is weer. Dit gaan later nie meer oor die saak nie, maar oor 20, 30 jaar terug gebeur het of dat goed het dan al gebeur het. Jy gooi die verwyte. Solank jy gebruik verwyte om dit van jou af weg te gooi. Solank dit net nie jy hoef te wees nie. Alright. Dan is daar 'n ander ene wat gebeur, waar mense eerder terugtrek. Nie die konflik wil face nie. En dan trek hulle terug van die gesprek en die konfrontasie. 'n Teruggetrekte ou is maar net iemand wat 'n onsekerheid in hom dra. Begin dit nou sin te maak. Julle saam met my? Okay. Nou, hierdie onsekerheid se masker se beskrywing is baie maklik. Verdedig vrees om, is 'n vrees om verkeerd te wees. Ek verdedig my ten alle kostes, onredelik oor verdediging. Ek veg nie meer vir die waarheid nie, ek veg vir my ego. Oh, is hier nou nog iemand hier? Ek veg vir my ego, ek kan nie verkeerd wees nie. Okay, ek kan nie herken nie. Ja, in die oomblik, wanneer iemand begin veg vir sy ego, kan jy maar weet, dit gaan eintlik oor 'n 90% onder die water onsekerheid. Okay. Gaan ons na die volgende, masker nommer 3, is julle nog oukei, kan ek nog breek? Masker nommer 3 gedrag, die vermommings 1. Ek gee voor vir aanvaarding om aanvaard te word. Ek sal voorgee, maar ek moet inwees. Okay? Ek sal voorgee, maar ek moet inwees. Dit bring baie keer dat mense behaers is. Piep, dis eintlik die Afrikaanse woord bietjie snaaks, maar dis eintlik 'n people pleaser. As jy people pleaser is dit omdat jy 'n onsekerheid in jou dra. En jy kan nie nee sê nie, want as jy nee sê, kan hulle jou dalk uitstoot. As jy nee sê, mag jy dalk verwerp voel. So daarom, sê jy ja, jy over promise and under deliver. En dan bring dit ook 'n kant uit by mense, perfeksionisme. En jy oordoen alles om goed genoeg te voel. Perfeksionisme is maar net 'n teken van onsekerheid. Hoor wat ek jou sê. Daar's ander goed ook beteken, maar jy kan maar gaan kyk. Dit gaan oor onsekerheid. Ek moet perform,
Ek moet reg wees, alles moet reg wees, want nou sien iemand. Okay? So, dit gaan dan oor, ongelukkig hierdie vermomming dra 'n skynheiligheid, fake it till you make it. Alright, daai fake it till you make it, is eintlik maar net 'n skynheiligheid, en dis 'n onsekerheid, 'n skynheilige mens, jy sien iemand wat skynheilig is maar net, daar's 'n onsekerheid. Okay, is julle nog hier? Okay, die beskrywing van daardie vermomming, ek glo nie ek is goed genoeg nie, daarom gee ek voor om aanvaar te word. Ek is fyn, maar ek is nie. Ek kan nie swak lyk nie. Wat sal die ander van my sê? Hallo? Ja, okay. Alright. Nou, weet jy wat? Met ander woorde, jy het altyd gedink, dis maar net jou temperament. Ek is maar so, dis my temperament. Okay, ek het vir jou nuus vanmôre. Ja, jou temperament is daar. Maar dis toe nie net jou temperament nie. Dis toe nie net jy wat dit oorgeerf het, omdat jou oupa meer probleem gehad het, nou jy meer probleem nie. Dis toe nie 'n temperament nie. Volgende blad. Dis nie 'n temperament nie. Dit is onsekerheid. Gaan kyk na jou temperament. Dan soek jy jou onsekerheid. Want jou temperament kom van jou onsekerheid af. Wow! Is julle okay? Okay, is julle nog hier? Alright, luister mooi. Dit is die rede hoekom ek reageer soos wat ek reageer. Want ek het onder die water 'n 90% van temperamente vol onsekerheid. En is daai goed wat die skip omkeer. Is julle nou by my? Die probleem met hierdie temperamente en die probleem met hierdie onsekerheid is, dit maak skade. In die volgende bladsy praat ek van onskade. Wie kom dit onskade? Want dis jou skade, jy's verantwoordelikheid vir daardie skade. Okay? Jy kan dit uitsorteer, maar jy's verantwoordelik daarvoor. En ons almal het hierdie skade, of jy dit like of jy nie like nie. Almal is getref deur een of ander onsekerheid. Toe jy groot was, toe jy klein was, toe jy groot geword het, iewerste, het iets gebeur. Jy slegte nuus gehoor, slegte iets oor jouself gehoor, wat dit ook al mag wees, nie reg behandel nie, wat dit ook al mag wees, maar elkeen het iewerste het jy 'n minder of meer mate van onsekerheid opgedoen, en daai onsekerheid vorm jou temperament, en daai temperament maak vir jou skade, en daai onsekerheid hou jou vas. Hou jou vas. Dis soos die olifant wat, toe hy klein was, het hulle 'n dun ketting om sy voet vasgemaak. En hy het probeer loskom, maar hy kon nie. En hy het opgehou om die ketting te probeer losmaak. Hy's later 'n groot olifant van tonne. En kan hy ketting soos 'n garingdraad ruk. Maar hy staan nog vas. Hy staan nog vas in sy onsekerheid. Hy staan nog vas want hy glo daardie onsekerheid. Hy glo dis maar sy temperament, dis maar wie hy moet wees. Hy kon al lankal daai ketting weer stukkend gebreek. Lankal. Maar hy staan nog steeds net daar in vrede. Want dis waaraan hy gewoond geraak het. Dis die ysberg. Die ketting is klein, maar die ysberg hou hom vas.
Hallo? Is julle saam met my? OK. So, dit hou jou vas. Weet jy wat, dis hoekom jy nie kan vorentoe beweeg nie, want jy's vasgeval iewerste, is jy vasgeval in 'n onsekerheid. Jy sal nooit jou volle potensiaal bereik terwyl jy vasgevang is in jou onsekerheid nie. Dis jou skade. Dan is daar nog skade. Dit kelder jou, ja, dit sink jou. Dit maak jou verhouding seer. Jou temperament maak jou verhouding seer. Jou kort van draad, kort van meerigheid, al die temperamente wat in jou onsekerheid vas is, maak jou verhouding seer. Hele skade, dit kelder jou. Jy kan nie bereik wat jy moet bereik nie. Dit bring onnodige druk en spanning. Draai jy, want jy keer heeltyd is jy besig om te keer en te beklei en te keer vir hierdie onsekerheid. Ek hou vas want nou kom iemand hier in. Ek mag ook nie deel nie. Jy mag nie saam met my deel nie. Want dan wil jy oorvat. Dan wil jy dit. Halleluja. OK. Luister mooi. Ja, en dit bring spanning, want dit maak jou kwaad en kwaad is spanning. Druk en spanning bring dit mee. Dit maak jou moeg. Weet jy wat die temperamente wat jy so uitbring, maak jou moeg. Maak jou moeg hoor. Maak jou klaar. Alright. Daai onsekerheid maak jou klaar. Dan, dit laat jou worry. Jy's heeltyd aan die worry. Want jy moet heeltyd keer. Jy moet heeltyd seker maak jy die regte masker op. Jy moet heeltyd keer. Alright. So dit laat jou worry. Wat as iemand nou, wat sal die mense sê? Dit laat jou worry. En dan jou laaste, dit maak jou siek, as dit nie al jou reeds siek gemaak het. Die onsekerheid wat jy iewers optel, wat gekoppel is aan jou temperamente, dis hy wat vir jou siek maak. Wow, is daar nog iemand hier? OK, nou het ons nou die oorsake gesien, ons het nou die wortel van die kwaad raak gesien, ons het gesien dat ons dra elkeen maar iewers die onsekerheid aan, ons het gesien, ons het iewers elkeen 'n skade wat ons doen, ons het gesien, ons het iewers het ons onsekerheid, maar wat moet ons nou maak, hier sit ons in die kerk, en wat moet ons nou maak? Daarom sê Jesus in Matteus 11 vers 28, volgende bladsy sê Jesus dit so mooi, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Wow! Wat hy sê is, bring jou temperamente, Boetie, bring dit van my, bring jou onsekerheid, ek is hier, ek weet wat om daarmee te maak, bring dit, come on, bring dit, ek sal dit van jou wegvat, ek is die sekerheid wat jy moet hê, jy kan nie in jouself sekerheid hê nie, maar ek is die sekerheid, jy moet sekerheid in Christus hê. OK, as jy sekerheid in Christus kry, dan verdwyn die ander onsekerheid. OK, alright, dis die ding wat jy moet doen, en dan wil ek afsluit, ek dink die orkes moet ons regmaak, kom julle ouens, musikante, die goeie nuus in die laaste bladsy is, die goeie nuus is, Johannes 8 vers 36 sê, as die Seun julle dan vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Hoor jy wat sê? Hoor jy wat sê? OK, alright, onsekerheid hou jou vas in verkeerde gedrag, maar sekerheid in Christus maak jou vry. Amen. Amen. Kan ons die Here 'n lekker lof gee? Kan iemand dit vat?